Nou as ek 'n bietjie met julle praat, ek het al 'n paar van julle al genoem waarvan en van julle weet, toe ek groot geword het, ek het groot geword en ek is 'n verskriklike fassie eter. So ek eet nie net vreemde goeders nie, ek eet hoofsaaklik nie groente nie. Dis eintlik maar die groot ding. Ek eet baie ander goeders wat baie vreemd is, maar ek het 'n ding teen groente. Ek glo die Here het my gemaak met 'n soldaatjie so hier in my keel en so as sekere groente daar afkom dan sê hy nee, terug, daai kant toe. Dis nie jy mag nie hier ingaan nie. En so as gevolg van dit het ek swaar groot geword. En die groot ding is ek het groot geword terwyl almal al TV kyk en almal al speel en almal alles sit ek agter 'n bord en ek het al vir ure agter borde gesit en klein happie vir happie traai kry. Ek het al probeer my kos rondskuif laat dit net lyk asof ek geëet het dat ek kan wegkom. En ek onthou dit al so vroeg soos kleuterskooltyd af, wat ek al letterlik my kos so traai wegskuif dat dit lyk asof ek geëet het. En ek onthou in my wese dat elke keer as ek vir mense gaan kuier en vir familie gaan kuier, dan het daai mamma dit op haar skouers gevat want sy gaan die een wees wat my gaan leer groente eet. En almal sê jy het nog nie spinasie geëet totdat jy nie my spinasie geëet het nie. En dan sê ek so, nee, ek kan dit nie weer nie. En so ek het groot geword en ek is 'n baie fassie eter. Nou, ons het 2 kleintjies en ek was dood voor die oë gesweer, jy sal nie jou opinie met ons kinders deel nie. Hulle sal hulle eie opinie leer en hulle gaan soos mamma leer groente eet en dit is goed om groente te eet. En so ons het 2 kinders en oor die algemeen doen hulle baie beter. En hulle vra nie hoekom is daar blomkool in hulle bord en nie in my bord nie. So ons sê net niks daaroor nie. Hulle eet dit. Maar oor die algemeen tussen die twee, die een is 3, die een is 5 en oor die algemeen is die ouer ene bietjie meer inclined om groente te eet waar die jonger ene sy is meer soos pappa. Sy hou van vleis. Vleis is lekker. Nou ek moet sê ons kan dit uit die Bybel uit gaan haal. Daar's 'n rede dat die Here Abel se offer geaanvaar het en nie Kain se nie. Daar's 'n hele storie. Ons kan hierdie ding nou 'n bietjie lank uittrek. Maar vir wat dit werd is, ek sit gister en ons sit nou weer in 'n situasie waar almal is klaar geëet behalwe die kleintjie. Eers en die kleintjie eet swaar aan die slaai. En so sy het al op 'n punt gekom wat sy wil graag gaan speel en dan hoor sy sussie en mamma is buitekant en hulle speel. En sy sê pappa kan ek buitekant toe gaan ek sê nee, eet jou slaai. Soos dit 'n regte ouer basies maar moet doen. Maar ek moet sê om vir myself te kon hierdie ding navigate, daar sekere kosse wat ek wel kon afkry, nie 'n groot vreugde het nie, maar ek het wel agtergekom as jy die slegste kos eerste eet, dan eindig dit at least goed. So jy kom en jy soos jy moet jou neus toe druk, jy moet dit saam met water afsluk, wat ook al die geval mag wees. Suffer net die eerste gedeelte net so bietjie sodat wanneer jy daar klaar is, kan jy styk eet. En dan as jy eindig en jy sê hier is die kos was lekker, dan praat jy die waarheid. Want jy eindig met die lekkerste gedeelte. En so ek besef ek gaan nou die kleintjie daai triek moet leer. As sy die lewe wil beter ingaan en besef sy kan kos geniet, gaan sy dit definitief moet doen. Maar hier is die groot beginsel. Daar's hierdie oomblik van om iets te verduur in die kort termyn sodat jy iets meer kan geniet wat daarna kan volg. En dit het my laat dink, eintlik het dit alles begin by 'n vers wat ek gelees het en ons het dit begin studeer by ons Bybelstudies en dis Hebreërs 12 vers 2. In Hebreërs 12 vers 1 en 2 is 'n vers wat ek en jy baie goed ken en jy kan so toe blaai en dan kan jy belewe as jy daar uitkom, gaan jy agterkom dat jy ken dit baie goed. En hy begin vir ons in vers 1 en dan sê hy daarom terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Vers 2, met ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volëinde van ons geloofswedloop. En hier is die gedeelte wat ek vanoggend oor wil praat. En hy sê, hy het ter wille van die blydskap wat daar voor hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon.
Maar hierdie gedeelte, hy sê vir die blydskap wat voor hom gewag het hy die kruis verduur. Engels sal hy sê, for the joy set before him, he endured the cross. So met ander woorde, Jesus het in die kruisiging ingegaan, maar daar was iets gewees waarna hy uitgesien het. En as ek en jy uitsien na iets, dan weet jy daar's iets in jou hart wat plaasvind. As jy uitsien na jou troudag, en al die reëlings is gemaak, maar daar's iets in jou wat uitsien na dit. Daar's iets in jou wat uitsien na die dag van die geboorte van jou kind. Daar's iets in jou wat uitsien na daai vakansie wat jy vir maande lank voorwag. Daai uitsien. En hier kom Hebreërs 12 vers 2. En hy sê daar was 'n vreugde, 'n blydskap in Jesus, wat gemaak het dat hy die kruis verduur, maar sy oog hou op wat na dit gaan kom. En vanoggend wil ek bietjie aan dit gaan kyk en ek wil bietjie daai garing gaan trek en gaan kyk wat beteken dit. En as ek en jy vir onsself gaan vra, maar wat is hierdie blydskap wat gemaak het dat hy die vernedering verduur? Wat het gemaak dat hy hierdie spykers en hierdie sweep en hierdie absolute aaklige tyd wat hy ervaar het, wat het gemaak dat hy uitsien na hierdie punt toe? Wat het gemaak dat hy soveel hoop het vir wat hierna gaan gebeur? En ek gaan vir jou sê, ek dink hoofsaaklik is daar twee goeders waaroor Jesus uitgesien het. Blydskap, vreugde in sy hart voorgehad het. En die eerste ding is vir sy opstanding. En ek gaan vir jou 'n klomp verse lees en dit gaan te vinnig wees vir jou om na alles toe te gaan. Maar ek gaan begin met Johannes 10 vers 18. En hy sê hierso kom Jesus en hy sê niemand ontneem my lewe nie, maar ek offer dit uit my eie op. Ek het die volmag om dit op te offer en ek het die volmag om dit weer op te neem. Ek kan onthou as kind het ek altyd gedink dat as eendag as hulle time travel reël maak, gaan ek 'n swaard of 'n geweer vat en ek gaan vir Jesus gaan red, want sy disippels was te useless. En toe kom ek agter dat Jesus was nooit 'n slagoffer nie. En hy sê nee, ek gee my lewe op. Johannes 2 vers 19, hy sê sloop hierdie tempel en in 3 dae sal ek dit weer oprig. Markus 8:31 toe kom Jesus en hy sê hy, die seun van die mens, gaan baie dinge moet ly, maar hy sal doodgemaak word en na 3 dae sal hy weer opstaan. Handelinge 13 vers 34 en sê hy God het hom uit die dood laat opstaan en daarom sal hy nooit weer tot niet gaan nie. Nooit weer sterf nie. Wat die opstanding van Jesus anders te maak as Lazarus, as Jairus se dogter, as die weduwee se seun, wat Jesus anders te gemaak het as Lazarus moes weer doodgaan. Jairus se dogter het weer dood gegaan. Maar toe Jesus opstaan, toe het hy opgestaan en hy sal nooit weer tot niet gaan nie. En dan kom hy in Matteus 28 vers 18 en sê God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Openbaring 17 vers 14 en sê hy is die Here van die heersers en die koning van die konings. Openbaring 1 vers 18 dan sê hy ek was dood en kyk nou leef ek vir altyd en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. So hier kom Jesus en hy staan uit die doodheid op en ons sien hom weer verheerlik. Ons sien Jesus in sy verheerlikte vorm en ons weet dat daar was iets familier gewees in Jesus. Ons weet dat wanneer Jesus homself openbaar het aan mense, was daar iets gewees wat mense gemaak het om herken. Maar dan was daar iets gewees in Jesus en in sy verheerlikte vorm wat gemaak het dat hulle hom nie heeltemal ken nie. En op die pad van Aremias dan sien ons dat daar stap 2 ouens saam met hom en Jesus is besig om alles vir hulle te vertel na sy opstanding en hierdie ouens herken hom nie. Totdat hulle saam sit en eet. En skielik gaan hulle oë oop. En jy sien Maria Magdalena wat by die graf is en op 'n stadium stap sy in die graf in en sy stap uit en sy sê maar waar is hy? En sy dink hier's 'n tuinwerker en sy sê asseblief meneer sê vir my waar is hy? En dan sê Jesus Maria. En in daai oomblik sê sy Rabboni. Besef sy hierdie is hy. So daar was iets in hierdie opgestaande Jesus wat gemaak het dat ons hom nie heeltemal kon ken nie of nie heeltemal kon sien en verstaan dat maar dan was daar 'n oomblik gewees van familiariteit wanneer Jesus homself openbaar het. Maar skielik staan hy ewe skielik in 'n gesluite plek.
Almal het toegesluit want hulle is bang vir die Romeinse soldate en skielik staan Jesus tussen hulle. En soveel soos daar iets was wat familier was van Jesus, was daar iets wat net nie was nie. Maar dan weet ek en jy, die opgestaande Jesus, veral as ek en jy die boek Openbaring oopmaak, dan besef ons hierdie is nie net dieselfde Jesus nie, hierdie is nou in sy glorie, in sy heerlikheid. En so Jesus het as hierdie opstanding as deel van hierdie vreugde beleef. Die blydskap wat hom voorlê. Sien, en ons het nou al baie daaroor gepraat en ek het net nie tyd om hierdie nou af te breek nie, maar ons weet dat toe Jesus op aarde was, alhoewel hy 100% God was, was hy 100% mens. En hy het homself op 'n plek gesit wat hy homself toegelaat het om te weet net wat die Vader wil hê hy moet weet. En te doen net wat die Vader wil hê hy moet doen. En net sê wat die Vader wil hê hy moet sê. En hy het nooit iets gedoen wat anders uitgegaan het nie. En as gevolg van dit was hy baie limited gewees in sy menslikheid, alhoewel hy nog steeds God was. En nog steeds alwetend was, nog steeds genesings ervaar het, maar dit het alles gekom vanuit wat God hom toegelaat het op aarde, sodat hy sy rol en sy funksie vervul op aarde. En hier is die groot ding wat ek en jy moet weet. As ek en jy weet dat Jesus het sy werk reg gedoen op grond van die opstanding. Want hier is die doel. Ek en jy weet dat hy het aan die kruis gesterf as die perfekte offer. Die perfekte lam. Ek en jy doen goed verkeerd en al hoe ons kan herstel bring tussen ons en die Here is deur 'n lammetjie te kon gebring het in die Ou Testament. Hy gesê het, mag hierdie lammetjie die gewig dra van my sonde. En daai lammetjie se lewe was geneem gewees sodat jy vir 1 jaar net oukei kan wees voor God. En toe kom Jesus en hy vat die wêreld se sonde op homself. En die enigste manier dat ons weet dit het gewerk, is God het hom uit die dood uit laat opstaan. Dis wat gebeur het. Ons het iets plaasgevind. God se seën was dit. Dit beteken dat God was verheug gewees oor die offer wat plaasgevind het. En hy het Jesus uit die dood uit laat opstaan. En so dis waar Jesus opgewonde was. Dis wat gemaak het dat hy die kruis kan vier. Dis wat gemaak het dat hy op 'n plek is en hy kyk na die vreugde wat voor hom lê, is die opstanding. Die tweede ding wat Jesus 'n vreugde in sy hart gegee het, is wat die kruis beteken het vir my en vir jou. En dit beteken dis die versoening tussen mens en God. Versoening beteken die herstel van verhouding. Genesis 1, Genesis 2, God maak mens en God wandel in die tuin saam met mens, in verhouding met die mens. Toe mens ongehoorsaam was, toe is daar 'n skeiding wat plaasvind. Mens kan nie meer voor God staan nie. Daar is nou vyhandigheid tussen mens en God. Romeine 5 vers 8 sê, toe ons nog sondaars was, het Jesus aan die kruis gesterf. 2 verse later, dan sê hy, ons was vyande gewees teenoor God. Daar was 'n vyhandigheid gewees tussen ons en God. En toe Jesus gekom het, toe sien hy uit na die herstel tussen God en mens. En so ek en jy sien nie net uit na die ewige lewe nie, ek en jy sien uit na om in 'n verhouding met God te kan wees. Om met hom te kan praat, om sy stem te kan hoor, om hom te kan ervaar in my lewe, te kan beleef wat hy doen in my lewe. Dis op grond van wat Jesus gedoen het. Die herstel, die versoening tussen jou en God. En jy sien dit oor en oor in die Bybel ook, en ons het nie vreeslik baie tyd nie, maar as jy gaan kyk op 'n stadium Matteus 16, en ons ken die storie ook goed, op 'n stadium kom Jesus en hy vra sy disippels, maar wie sê mense is ek? En die een sê, maar U is Elia, die ander sê Johannes die Doper, die ander sê profeet, almal gee al die verskillende goeders, en dan kom Petrus, en sê, U is die Christus, Seun van God. En dan maak Jesus die stelling, in Matteus 16, vers 18, en sê, op hierdie rots, op hierdie kennis, op hierdie openbaring wat jy gekry, dat ek die Seun van God is, op daai openbaring, op hierdie rots, sal ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie. Mense sal weet dat ek die Christus is, en dit
is wat my kerk gaan vestig. Dis wat Jesus sê, ek gaan my kerk oprig. Geen predikant rig 'n kerk op nie. Geen gemeentelid bepaal of 'n kerk oop of toe is nie. God rig sy kerk op. En die magte van die doderyk sal nie dit toemaak nie. Nie as God dit oprig nie. En dan gaan hy op aan en sê Matteus 24, en sê hy, en hulle sal die seun van die mens sien kom op die wolke. Hier praat Jesus van sy tweede koms. Hy sê, en hulle sal die seun van die mens sien kom op die wolke, wat van die hemel af met 'n groot krag en heerlikheid kom. En hy sal sy engele uitstuur met harde tot trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke. En hier kom dit reis opgewonde, want hy weet dat hy gaan weer terugkom, en in hierdie oomblik wanneer hy terugkom, gaan daar engele uitgaan, en hy gaan al die verkorenes gaan hy weer bymekaar kry, almal wat gekies is, almal wat deel is, almal wat gesê het, ek kies God, en ek volg hom, word bymekaar gebring. Hy sê, dis my mense, dis my bruid. Efesiërs 5, weet ons, dan praat hy eers oor die huwelik, en hy praat oor die man en die vrou, en wat dit beteken, maar dan kom hy op 'n stadium en sê, mans, julle moet julle vroue lief hê, net soos Christus die kerk lief gehad het, toe hy sy lewe daarvoor gegee het, om so die kerk aan God toe te wy. Sy hart is om die kerk aan God toe te wy. Want sy is so gereinig in al sy skoonheid voor hom te kan stel, nie met enige vlek of plooi of enige ander onsierlikheid nie, maar aan God toegewy en onberispelik. Dis die volgende vrede. Vreugde in Jesus se hart, nie net sy opstanding nie, maar die versoening, wat beteken, is om jou deel te maak van sy familie, om jou nou as kind te kan ken, as vriend te kan naderbring. Dis sy hart om jou skoon te was. Dis die vreugde wat voor Jesus was. Dis hoekom hy sê, vir die blydskap wat voor Jesus was, het hy die kruis verduur. Nou, wat sien jy na uit? Maar sien, hier is ons grootste probleem. Is die oomblik wanneer ek en jy kyk na hierdie, en ons kyk na Jesus, en dan weet ons weet, Jesus word die voorbeeld, en ons weet, teoreties weet ons, dat ons met hom volg, en doen wat hy gedoen het, maar daar's net 'n switch in ons koppe, wat net vir jou sê, dat dit is net onmoontlik om by Jesus se standaard uit te kom. Maak nie saak hoe goed jy hardloop nie, jy weet, ek kan jou nie vergelyk met Usain Bolt nie. Dis net, jy weet, die standaard is net te ver voor dit. Dis net, daar's iets in jou, dat wanneer ek en jy dink aan Jesus as voorbeeld, wat ons net maak afswitch vir 'n oomblik. Want eintlik wat moet plaasvind, is ek en jy moet besef, dat dieselfde vreugde wat in Jesus was, is suppose om dieselfde vreugde te wees wat in ons is. Wat beteken, ek en jy moet 'n vreugde in jou hart hê, vir die opstanding wat kom, en ek en jy moet 'n vreugde en 'n liefde hê, vir mense wat vyandig is teenoor Jesus, en om hulle deel te maak van die familie van God. Dis eintlik wat moet plaasvind, ons moet hierdie selfde vreugde in ons hart hê. Maar dit is net te moeilik om Jesus te volg as 'n voorbeeld. Maar daar was 'n ou gewees, wat net nie gedink het soos ons nie. En wat met alles wat in hom was, net gesê het, maar ek sal Jesus volg met alles wat in my is. En as hy dit gedoen het, gaan ek dit doen. En hierdie is Paulus. Nou Paulus volg presies dieselfde rigting as wat Jesus gedoen het. En jy sien dit oor en oor, jy sien eintlik hierdie ou op 'n stadium as dit kom met sy vreugde vir die opstanding. Paulus het net nie dieselfde gevoel oor die lewe soos ek en jy nie. Op 'n stadium in Handelinge 20, dan kom hy en hy sê bietjie vir die mense, hoorie, maar nou moet julle weet, Paulus was konstant, ernstig in die tronk gewees, ernstig was hy verneder gewees, hierdie ou het deur terrible goed gegaan. En in Handelinge 20 dan kom hy op 'n stadium en sê hy, dat een ding wat die Heilige Gees my beloof het, is dat vir elke liewe plek waartoe jy gaan, moet jy 2 goed verwag. Verwag dat hulle jou ernstig gaan slaan, of uitmekaar uit gaan haal, of verneder, of nommer 2, dat hulle jou iewers in 'n tronk gaan gooi. Dis wat Handelinge, hy sê, dis wat ek weet. Dis wat gaan gebeur, as ek na 'n plek toe gaan, maak nie saak nie,
Ek gaan hierdie vernedering ervaar, ek gaan hierdie marteling ervaar en in die ander proses ek gaan moontlik in die tronk wees. En hy's deur sy eerste sendingsmissie en die tweede sendingsmissie, so dit beteken hy het nou al gegaan na 'n klomp kerke toe en kerke gestig en hy kom op 'n stadium en hy sê nee, hy wil Jerusalem toe gaan. En die mense sê moenie gaan Jerusalem toe, as jy daar instap, gaan die ouens jou arresteer. Hulle gaan jou in die tronk gooi en hulle gaan jou doodmaak. En hy kom op 'n stadium in Handelinge 20. En sê hy, vers 24, hy sê, al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde. Geen waarde nie. Die enigste ding belangriker as sy lewe, en hy sê dit verder in vers 24, hy sê is om die goeie nuus aan die mense te verkondig. Maak nie saak wat hulle doen nie. Maak nie saak wat hulle aan my doen nie. My lewe is kosbaar vir my, maar ek gee dit op in 'n oomblik. In Filippense 1 sit hy op 'n stadium in die tronk. En hy skryf nie eintlik, hy sit nie in die tronk in Filippense nie, hy skryf 'n brief aan die kerk in Filippi, die boek Filippense, maar in Filippense 1, dan lees ons vers 21, en sê hy, as jy nou vir my moet vra, die lewe is Christus, maar sterwe is wins. Hy sê, gee vir my nou 'n opsie, en ek gaan hemel toe. Maar as ek bly lewe, bly ek hierso as gevolg van julle. Dit is gevolg van my nie. My opsie is ek wil hemel toe gaan. Daar's 'n vreugde in hom wat uitsien na die ewige lewe toe. Daar's iets in hom wat nie vashou aan hierdie wêreld nie. En hier's die groot ding. Ek en jy het twee goeders wat maak dat ek en jy nie hierdie ding kan doen nie. Nommer 1 is die gemak van hierdie lewe. Dis lekker om gemaklik te wees. Nee? Nou nie nou preets wees nie. Julle hou daarvan. Dis lekker om gemaklik te wees. As jy sonder skuld kan sit en jy het genoeg geld om te doen wat jy wil, dis lekker. Dis lekker. Die idee daarvan is lekker. Die idee sonder verantwoordelikheid. Dis lekker om gemaklik te wees. Ons almal sal boksspring as die Here sê verkoop alles en gaan Indië toe. Rarig, Here. Kan ek 'n engel kry op 'n groen fiets om net hierdie vir my te bevestig asseblief? Sal amazing wees. Is net te lekker. Gemaklik leef is te lekker. Ek wil nie met mense gaan praat nie, want dit is te gemaklik om dit net nie te doen nie. Ek wil nie disippels maak nie, want dit is gemaklik om dit nie te doen nie. So dis die eerste ding, en die tweede ding wat maak dat ons hierdie ding nie doen nie, is ons hou nie van vernedering nie. Ons hou nie daarvan dat ander mense jou laat voel asof jy 'n ertjie is nie, of 'n moesie, jy moes nie daar gewees het nie. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan as almal begin sê, "Oh, jy's so weird." Niemand hou daarvan nie. Hy kom Paulus en hy sê, "Nope. Hierdie lewe is my so. En as jy vir my nou 'n opsie gee, gaan ek hemel toe. Maar ek sal bly lewe, nie vir my nie, vir julle onthaalwe." En dit vat ons nog sy tweede punt toe, want hier is die ding, hy het nie net 'n opgewondenheid gehad vir die ewige lewe nie, hy het in sy hart 'n vreugde gehad vir mense, om mense te leer oor die goeie nuus, dat mense moet weet, dat jy is vrygekoop, dat Jesus jou vrygekoop het. Dis wat sy hart klop vir dit. Op 'n stadium sien ons in Handelinge 16. Handelinge 16 gaan Jesus nou na Filippi toe. Die plek waaraan hy die kerk die brief geskryf het in Filippense. Hy gaan in Filippi in. En op 'n stadium is daar 'n jong slavin met 'n waarsêer gees wat agter hulle aanloop. Sy en Silas loop daar rond en hierdie antie is nou heeltyd agter en sê so, "Woe! Hulle is manne van die Here. Hulle kom en hulle vertel vir julle en verkondig vir julle die goeie nuus." En hierdie antie gaan vir dae lank so hier agter hulle en op 'n stadium wip hy homself in 'n krul in. Hy draai op en hy bestraf daai gees. In die naam van Jesus, kom uit! En ons daai vrou bevry. Nou kan sy nie meer waarsêery doen nie. Nou is die eienaars van hierdie vrou ontstel. En hulle gaan op 'n stadium na die ouens toe. Hulle vat vir Paulus en Silas, hulle gaan gooi dit voor hulle en sê hierdie ouens maak 'n mok. Hulle trek weg en hulle slaan vir Paulus en hulle slaan vir Silas en hulle gooi hulle in die tronk. En wat gebeur? Paulus is nie geskok nie. Want die een ding wat hy weet is die Heilige Gees het gesê elke liewe plek waartoe julle gaan, gaan julle hierdie beleef.
Hy gaan in die tronk opeindig. Hy's nie geskok nie. Daar's vreugde in sy hart. En dan sê hy daai aand, terwyl dit middernag is, begin hulle twee sing. Nou moet ek en jy baie versigtig wees. Want ons dink baie keer as ek nou in 'n krisis is, as ek sing en die Here aanbid, gaan hy vir my die tronkdeure oopmaak. Dis nie hoekom hulle gesing het nie. Hulle het net gesing want God is goed. Hulle het gesing want God is amazing. En hulle sit daar en hulle is pap geslaan en hulle sit en giggel seker hulle self mors dood. En hulle dink Here, U bly goed en hierdie ouens begin sing. En as gevolg van hulle sing, maak die Here se hart bly. En skielik gaan die tronkdeure oop. Skielik gaan dit oop. Nou ek weet wat ek en jy sou doen. Jy vat jou goed en jy hardloop. So gou as wat jy kan, kom jy uit daai tronk uit. En op pad uit so en jy sien hierso's 'n soldaat en hierdie ouens net soos ek kan nie meer nie. Ek's reg om selfmoord te pleeg. So wat nou? Cheers. Ag gat ons. Dis nie wat Paulus doen nie. Sien wat Paulus doen nie. Wat doen hy? Hy stop. Die ou wat hom binne in die tronk gehou het, hy stop en hy sê moenie ons is almal nog hier. Moenie jou lewe neem nie. Kom ek vertel jou goeie nuus. En in daai oomblik doen Paulus presies wat Jesus gedoen het. Hy vat iemand wat 'n vyand is. Vertel vir hom die goeie nuus. En hy sê vir hom beleef God se goedheid. Gaan na hy ou se huis toe, gaan sit sy eet saam met hulle, kuier saam met hulle almal kom tot bekering, hulle almal word gedoop. It's an amazing story. Maar is dit? Paulus het dieselfde vreugde in sy hart gehad. Selfde vreugde. Ek weet, ek leef nie vir hierdie lewe nie. En nommer 2 is mense moet die goeie nuus hoor van die opstanding. Elke liewe keer wanneer jy sien in die Nuwe Testament dat hulle praat oor Jesus se kruisiging, is daar altyd 3 elemente. Jesus is gekruisig, hy is dood en hy het opgestaan. Ek en jy het nie die volle prentjie as ons nie al 3 van dit sien nie. As jy op 'n stadium gaan sien 1 Korintiërs 15, kom Paulus en hy praat van maar wat sou gebeur het as Jesus nie opgestaan het nie? Want as hy nie opgestaan het nie, was nie een van ons hier nie. Dan het dit wat ons as geloof ken, platgeval. Sê nee, hy het opgestaan. En jou lewe sal anders te wees. Dis wat ek en jy ken as goeie nuus. En so Jesus die challenge vir my en vir jou. As ek weet dat iewerste ervaar ons vandag lyding. Partykeer beleef ons dit in ons gesondheid. Partykeer beleef ons dit in ons finansies. Partykeer beleef ons dit in ons verhoudings, ons huwelike, met ons kinders, met ons ouers. Ons ervaar hierdie goeters en met alles wat in ons is, wil ons nie in dit wees nie. Ons wil in 'n plek van gemak wees. Maar hier is die ding, is Jesus was die voorbeeld. Paulus het gevolg en gesê, maar hierdie is net tydelik. Op 'n stadium kom Jakobus en hy skryf en hy sê, maar wees so opgewonde vir wanneer jy deur hierdie goeters gaan. Mag jy vreugde in jou hart hê. Want dit kweek geloof. Dit kweek geloof. Want ek en jy weet, ons leef nie meer vir hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld en alles wat hy van my en jou vereis en alles wat hy wil doen, hy wil jou so gemaklik kry as wat jy kan kry, sodat jy nooit 'n vinger hoef te lig om die goeie nuus te versprei vir hierdie wêreld nie. Dis wat wil gebeur. En die duiwel is okay daarmee. Maar hier is die ding. Ek en jy vier vandag. Nie net Jesus se kruisiging nie, nie net sy dood nie, maar sy opstanding. En hierdie opstanding het gemaak dat ek en jy 'n ewige lewe het. Wat beteken hierdie wêreld en die gemak en die plesier wat hierdie wêreld vir jou gee, is nie waarvoor ons leef nie. En die tweede ding wat hy gedoen het, is hy het versoening gebring tussen God en mens. Hy het gemaak dat ons weer in verhouding kan staan, skoon gewas deur wat Jesus gedoen het. En so dis my en jou voorreg om soos Paulus hierdie boodskap vir die wêreld uit te dra.
En begin by jou pelle. Begin by die mense wat jy ken. Ek vra nie dat jy op die strate moet gaan staan nie. Ek vra dat jy gaan staan by mense in jou werksomgewing wat nie Jesus ken nie en met daai ouens gaan praat. Ek vra dat jy met jou familie begin praat, want dis wat van ons vereis word. Sy opdrag, gaan maak disippels. Maar ons hou van gemaklik wees. Nee, julle. Hebreërs 12 vers 2. Vir die blydskap, die vreugde, the joy set before him. He endured the cross. Mag ek en jy vanoggend daai vreugde in ons hart kry. Mag ons, as ons dit nie het nie, sê Here, ek bid dat U iets in my perspektief sal verander om daar uit te kom. Dat suffering, lyding op hierdie aarde, nie my so potjie om niks te kan doen vorentoe nie.